Goeiemôre almal, vandag is dit donderdag, dit is die 18de Desember die jaar 2025. Dit is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels onderwerp jou aan God. Gelowiges word opgeroep om hulle aan God te onderwerp. Die alternatief natuurlik is om in opstand teen God te kom en jou lewe aan iets anders of aan iemand anders te onderwerp, wat baie slegte besluit sal wees. Slegs as 'n mens in sonde verval het, kom die uitnodiging, onderwerp jou aan die Here. Want die Here sal medelee met jou hê. Hy is immers genadig en barmhartig. Hy staan nie afsydig teenoor mense wat hulle aan hom onderwerp nie. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie daar in God se woord nou. Arme ou Job. Hy sit op die ashoop, dit gaan met hom glad nie goed nie. En hierdie vriende van hom kom peper hom ook nou nog met goed. En wat sê hulle hier in Job 22 vers 21? Sluit tog vriendskap met hom sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal jy goeie dinge oor jou kom. Neem tog uit jou mond onderrig aan en lê sy woorde weg in jou hart. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word. As jy die onreg verwyder uit jou tent en gooi die gouderts in die stof en tussen die rotse van die spruite, die goud van Ofer, dan sal die Almagtige jou gouderts wees en die stawe silwer vir jou. Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou aangesig tot hom ophef. Jy sal tot hom bid en hy sal jou verhoor en jy sal jou geloftes betaal. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand en oor jou wees skyn 'n lig. As die aftrand loop, dan sê jy boontoe en hom wat neerslagtig is, verlos hy. Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie. Ja, hy word gered deur die reinheid van jou hande. Nou ja, ek dink nie hierdie man het ooit besef dat die vyand, Satan, het opgestaan teen Job, en dit was glad nie die Here wat dit gedoen het nie. Maar in elk geval, ek glo dit na die tyd agtergekom. Ons tweede gedeelte kom hier in 1 Korintiërs 15, ons lees van 25 tot 28. Want hy moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood, want hy, dis Jesus, het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal hy ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Halleluja. Ons volgende gedeelte kom hier uit Hebreërs 12 vers 9 en 10. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie, want hulle het ons wel vir 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. En my laaste gedeelte kom uit Jakobus 4, ons lees hier vanaf verse 7 tot 10. En ek hou nogals van hierdie gedeelte, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle af wegvlug, maar ons moet eerstens onsself onderwerp aan die Here Jesus. Nader tot God, en hy sal tot julle nader, reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges, weeklag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Halleluja, tot sover. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons en ons stel ons lewe voor die troon, en ons sê, Here, ons onderwerp ons volkome aan U wet, aan die tigtiging. Here, want ons weet dat die tigtiging lewer vir ons goed op, want dan gaan ons 'n ewigheid saam met U spandeer. Here, gee dat ons nie hardkoppig sal wees en hardnekkig sal wees en ons harte verhard en nie luister na U woord en die tigtiging wat U vir ons gee nie. Here, kom en lei ons, vat ons by die hand, Here, lei ons en leer ons, Here, sodat ons aan U wil en wee vir ons lewe sal bly wandel. Ons loof en prys en eer U groot en heilige naam. Halleluja. Amen.